is my blydskap en my Halleluja. Vader, ons verklaar die naam van Jesus. Die kosbare naam van Jesus. Ons bely sy naam oor ons lippe vanmôre. Jesus, Jesus. U naam soos môre dag. Vader, in die naam van Jesus is daar kosbare krag. In die naam van Jesus is daar lewe. Daar is opwekking. In die naam van Jesus vind ons 'n standvastige rots, 'n anker om aan vas te hou. Ons is dankbaar dat ons die naam van Jesus kan bely oor ons lippe. Ons eer U, lewende Seun van God. Dit is vir ons 'n voorreg om in hierdie diens in die teenwoordigheid te wees. Om weer te kom herdenk dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Meer as 2000 jaar gelede. Weer op te staan en te bely, ons staan deur die verlossingskrag van Jesus in die lewe, in die koninkryk van 'n lewende God. Ons verklaar vryheid. Want ons staan vas in die vryheid waarmee ons kom vrymaak het. Dit alles deur die naam van Jesus. Ons eer U, ons loof U. Mag ons nou, terwyl ons U naam oor ons lippe bely het, stil raak in ons binneste. Ons denke op U fokus vanmôre. En net toelaat dat U Gees, so Gees van God, kom inspraak lewer in ons harte. Wat ons hoor vanmôre, mag ons dit hoor vanuit U troonkamer uit, o lewende God. Wat ons herdenk vanmôre, herdenk ons omdat U ons lief gehad het en nog steeds lief het. Waarom het die Seun Jesus vir ons kom sterwe? Daar wil ons met 'n blymoedige hart vanmôre kom verklaar. Ons doen dit alles vir U, tot U groote naam, in Jesus kosbare naam. Amen. En amen. Loof Koning Jesus. Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Jesus, dit gaan alles oor Jesus. Die feit dat jy hier is vanmôre gaan oor hom. Amen. Jy het nie net gekom omdat jy geforseer is om te kom nie. As jy hier is omdat jy geforseer is om te kom, is ek bly jy's hier. Amen. Dan kan ek die evangelie in jou bring. Loof Koning Jesus. Nou ja, dit is nagmaal môre en die boodskap gaan so anders te wees as wat jy dalk verwag het. Ons gaan vanoggend bietjie deel oor die nagmaal. Baie van ons kom na 'n nagmaaloggend, dan as jy die vraag vra, hoekom kom vier hierdie nagmaal, hoekom herdenk hierdie nagmaal, dan is of ons half so 'n bietjie terughou en ons antwoord ons nie heeltemal seker is nie, of daar onduidelikheid is. Baie mense het al die nagmaal begin herdenk uit gewoonte uit. En ek dink nie ons is altyd meer so ernstig wanneer dit kom by 'n nagmaaldiens nie. Ons weet Jesus het vir ons klaar gesterf aan die kruis. Dit was 'n eenmalige gebeurtenis wat plaasgevind het. Maar tog herdenk ons die nagmaal. En as ek vir jou moet vra hoekom, dan wonder ek wat die antwoord sal wees wat jy gaan uitkom. Ander gaan sê, omdat ek so groot geword het in die kerk, ander sal sê, omdat ek gedoop is, ander sal sê, omdat ek 'n kind van die Here is. Maar hoekom herdenk ons werklik die nagmaal op 'n Sondagmôre? Jy sal onthou, so 'n maand wat terug het ek die gedagte in my hart gekry na nagmaaloggend, toe ek ook bedien het oor die nagmaal, toe sê ons gaan vir die hele maand nagmaal bedien. En ons het vir die hele maand nagmaal bedien. En ons het nou nie elke Sondag oor die nagmaal gepreek nie, maar ons vanoggend gaan ek met jou preek of bedien oor die nagmaal. En ons wil vertrou dat die Here in jou hart gaan inspreek en jy ook dan iets kosbaars uit hierdie oomblik, uit hierdie dag, uit hierdie oggend gaan ontdek. Nou ek wil jy moet saam met my blaai na die welbekende gedeelte wat ons
gewoonlik gebruik of waaruit ons lees wanneer ons die nagmaal herdenk. En julle moet my nou verskoon, ek doen dit nie altyd nie, maar vanoggend gaan ek van my selfoon af lees, want as dit vakansie is en baie van jou tegniese spanne is ook met vakansie en jy moet soms daar agter alles reg kry en rondhardloop, dan vergeet jy soms ook om jou Bybel uit jou kantoor uit te gaan haal. So my Bybel lê daar. Amen. So, dit was nie moetswillig geweest nie, maar as jy jou Bybel het, jy's welkom om saam met my te blaai na die boek van 1 Korintiërs. 1 Korintiërs, en ek gaan vir jou daar lees van vers 23 tot vers 26 van hoofstuk 11. So 1 Korintiërs, hoofstuk 11, vers 23 tot en met vers 26. En Paulus skryf hierdie gedeelte. Paulus is in die woord. Paulus sê ek het hierdie wat ek vir julle skryf, het ek van die Here ontvang, vers 23, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, in my bloed, doen dit. Dis 'n opdrag, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En dan vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jy kan hierdie gedeelte weer by die huis gaan lees van vers 1 af, regdeur tot by die einde van hierdie hoofstuk. En ek gaan 'n paar verse vir jou dalk aanhaal, wat ek nou nie gelees het vanmôre nie. Maar ek wil met jou kom gesels oor hierdie gedagte. Die Here sê vanmôre vir jou, dit is my liggaam. Dit is my liggaam. En ek wil jou kom uitnooi, terwyl jy hierdie boodskap hoor vanmôre, dat ons, voor ons by die nagmaal gaan besef waaroor dit gaan, en dan dat ons daarin kan besef, dat ons het 'n ontmoeting met Jesus, tydens die nagmaal. Ons het 'n ontmoeting met Jesus. Dit is my liggaam, ontmoet Christus vanmôre, in die nagmaal. So wat is die betekenis van die nagmaal, geliefdes? Die woord sê die aand, toe die Here Jesus verraai is. Dis die aand, die voor-effek wat gebeur het, voor hy gearresteer is, het Jesus en sy disippels 'n maaltyd gehou. En daar het Jesus die nagmaal instelling eintlik gebring, want die maaltyd wat gehou is, was nie aanvanklik veronderstel om te wees die nagmaal nie. Hulle het bymekaar gekom om te kom eet. En die Here deel met hulle oor wat gaan gebeur en waar hy homself gaan bevind en die arrestasie en dat hy gaan moet sterwe. Nou, ek dink die disippels se verwagting was anders te gewees. Die disippels sou daardie aand, omdat hulle verlosser verwag het, 'n koning wat moes inkom en hierdie volk verlos, het hierdie disippels dalk gedink, die Here gaan met hulle praat daardie aand aan die etenstafel oor, neem 'n swaard op, neem 'n skild op, neem 'n wapen op en gaan beklei. Ek dink dit was die intensie van die disippels. Neem 'n wapen op, maar die Here kom nie daardie aand en hy gee hulle swaard, 'n skild of 'n wapen om op te neem nie. Die Here doen iets besonders. Hy vat 'n element wat op die tafel is. Hy vat 'n stuk brood en hy breek hom. Hy skeur hom in 2, in 3, in 4, in duisende stukkies of in 'n paar stukke wat hy kon uitdeel aan hierdie disippels wat saam met hom in hierdie maaltyd deelname het. En hy gee vir hulle ook dan uit die beker wyn om te drink, wat aan tafel was. Nou, hoekom doen hy dit, geliefdes? Die Here het dit gedoen omdat hy geweet het, dit is eintlik wat hulle die nodigste het. Hulle het nie 'n wapen nodig nie. Hulle het nie onluste nodig nie. Hulle het nie rebelsheid nodig nie. Hulle het 'n herinnering nodig. Hulle het 'n gedagte nodig, wat hy in hulle denke wil kom plant. Dis wat hy geweet het. Want hy weet wat vir hom voorlê, en hy gaan weggaan van die disippels af. So hy het geweet, hy moet vir hulle iets gee om aan terug te dink. 'n Herinnering aan sy liefde wat hulle beleef van hom op daardie oomblik. Maar hulle het nog nie geweet sy liefde gaan sterf vir hulle nie. Maar hy moes 'n herinnering van liefde in hulle harte plaas. Hy moes hulle herinner aan sy opoffering. Hy moes hulle herinner aan sy belofte wat hy vir hulle nalaat. En dit is wat ons moet herinner vanmôre. Dis kom ons se doen. Herinner jouself aan sy liefde. Herinner jouself aan die opoffering
Herinner jouself aan sy belofte vir jou. Nou as ek en jy moet dink aan sy liefde, waarin dink jy vanmôre? Die gedagtegang net vir 'n oomblik prikkel. As jy moet dink, jouself moet herinner aan die liefde van Jesus. Sy liefde kom nie vanmôre en sê vir jou, jy moet eers waardig wees om hom te verdien nie. Dis nie sy liefde nie. Hy het jou juis lief gehad terwyl jy nog sondaar was. Kan jy dit in jou denke inkry? Romeine 5:8 sê, God bewys sy liefde daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hy het nie gesê ek gaan sterf, maar jy moet eers waardig word nie. Dit is sy liefde. Herinner jouself aan hierdie liefde. Sy liefde is nie voorwaardelik nie. Sy liefde stel nie eise nie. Sy liefde is vergewensgesind en sy liefde is ewig. En dit is wat hy wil hê ek en jy onsself moet kom herinner vanmôre wanneer ons Jesus ontmoet in hierdie nagmaaltafel, dat sy liefde is vergewensgesind, is ewig. Hy vra nie vir jou, jy moet eers presteer, jy moet eers perform, jy moet eers iets bereik, jy moet eers iets aflê nie. Hy het vir jou kom sterf, sy liefde het vir jou deurgekom toe ek en jy nog sondaar was. Dit is wat hy wil hê, ons moet onsself aan herinner. Dink aan sy offer. Wat beteken sy offer vir jou vanmôre? As jy moet dink aan die offer wat Jesus vir jou gebring het, waaraan dink jy vanmôre? Dink vir 'n oomblik toe hy jou skuldlas aan die kruis gedra het. Ontmoet hom vanmôre aan hierdie nagmaaltafel en vergewis jouself daarvan dat Christus het my skuldlas na die kruis gedra. Hy het 'n offer vir my gebring sodat my sonde vergewe kan word. En nou wil ek vir jou iets sê. Jou sonde is gedra en die jare se generasie vloeke oor jou is verbreek. Kan jy dit vat vanmôre? As jy met mense daar buite praat en sê hulle, dit gaan so swaar met my, want my ouers en my voorouers en my voorouers en hulle ouers en die Here straf en daar's soveel vloeke op my. Sy offer het daai vloeke gebreek, generasie. Deuteronomium praat van die geslagte se vloeke wat kom, maar Christus het jou vrygemaak. Hy het daai offer het dit verbreek. En as jy dit kan glo vandag, leef vry. Jy ontmoet Christus in die nagmaaltafel. Sy liggaam was as offer gebreek sodat jou liggaam gesond kan wees. Sodat jy genesing kan vind. As 'n offer was sy bloed uitgestort sodat ek en jy skoon gewas en rein kan wees. Dis die offer. Dink vanmôre 'n bietjie aan hierdie offer. En dis wat Christus vir die disippels nagelaat het. Dit wat ek vir julle gaan doen, dit wat voorlê, dink daaraan. Dis my liggaam, dis my bloed. En doen dit solank en dikwels as wat julle bymekaar kom, herinner julle self aan wat ek vir julle gedoen het. Dis wat ons vanmôre doen. Daarom mag ons nie die nagmaal afwater en goedkoop maak en sommer net minag nie, soos baie dit vandag doen. Soos baie dit doen. As jy aan sy belofte moet dink aan sy liefde, dink aan sy offer, maar dink aan sy belofte. Die herinnering wat hy vir jou nalaat, ontmoet Jesus in die tafel. Waaraan dink jy vanmôre as jy moet dink aan die belofte van Jesus? Jy dink daaraan dat hierdie wat ons gelees het, is nie net 'n verhaal nie. Is nie net iets in die geskiedenis wat eenkant toe geplaas word en by 'n graf geëindig het nie. Sy belofte is, hy het weer opgestaan. Hy leef vandag. Hy sê so dikwels as wat julle dit doen, verkondig julle my dood totdat ek kom. Ek is dood, maar ek is lewendig want ek kom terug. Dis 'n belofte. Hy het beloof dat hy weer vir jou en vir my sal terugkeer. So wanneer ons in hierdie tafel deelname het vanmôre en ons ontmoet Jesus, dan herinner ons onsself daaraan, Here, ek kyk uit na daardie dag wanneer hy gaan kom, wanneer hy my gaan kom verlos, wanneer hy my gaan kom haal van hierdie gebroke wêreld. Want hy keer weer terug vir jou en vir my. Dis 'n belofte. En hy's 'n waarmaker van sy woord. Terwyl ek en jy wag op daardie dag van sy koms, as hy terugkom, is sy belofte dat hy vandag nog saam met jou deur sy gees sal wandel. Dis sy belofte. Deur sy gees, kind van God, dat hy jou sal versterk deur sy gees. Al het hy nog nie teruggekom vir jou nie, hy is hier deur sy gees en dat hy jou keer op keer na sy tafel nooi om deur sy gees met jou in my gemeenskap te hou.
Jesus is hier aan die tafel vanmôre. Dit is die nagmaal, ontmoet Christus aan die tafel. So wanneer jy dus die brood gaan neem vanmôre en die beker gaan vashou, dan hou jy die belofte van 'n liefde vas wat jou en my nooit sal faal nie. Dis wat ons vashou. Ons hou vas 'n belofte wat ons nooit in die steek sal laat nie. So wanneer jy die broodjie neem, dan sê jy dankie Vader vir die belofte en jy gaan my nie faal nie. Ek vat dit. Dis my belofte. Hy is daar vir my. Wanneer die beker ook neem, hy sal jou nooit in die steek laat nie. Jy word deel van 'n opoffering wat nooit sal vervaag nie, geliefdes. 'n Belofte wat nooit verbreek sal word nie. Dis waaraan jy deel het vanmôre, 'n belofte. So sien vanoggend, wanneer jy die nagmaal gaan gebruik, hierdie gebeure nie net as 'n ritueel nie, maar hierdie is 'n verbondsmaaltyd wat jy saam met Christus hou. Nou, in die ou verbond sal ons baie lees van 'n verbond, of in die Ou Testament, dan lees ons baie keer dat 'n verbond word met bloed geseël, wanneer 'n verbond gemaak word tussen mense. Nou hierdie belofte, hierdie verbond, was met Jesus se bloed verseël gewees. Die enigste lam wat waardig was. So wanneer jy vanmôre hierdie beker gaan neem en hierdie brood gaan breek en jy vat hierdie beker, geliefdes, dan verbind jy jouself weer aan daardie verbond. En jy onthou dat jy is syne en hy is joune. Jy behoort aan hom. Hy is jou God, hy is jou koning. Hy is die een wat heers in jou hart. En wanneer jy dit doen en jy verbind jou in hierdie verbond, dan maak jy ook 'n proklamasie vanmôre, geliefdes, dat elke keer as jy deelneem hieraan, dan proklameer jy. Dit is eintlik 'n kosbare preek wat jy in jou hart dra as jy dit doen. Jy proklameer dat Jesus het vir my gesterf. Jesus het vir my opgestaan en Jesus kom weer terug vir my. Dis sy verbond. So elkeen van ons loop met 'n boodskap in ons hart wat ons kan verkondig. Elkeen het eintlik 'n preek in ons hart wat ons neem deel hieraan en ons sê, hy het vir my gesterf, hy het vir my opgestaan en hy kom weer terug vir my. Kan jy dit glo vanmôre? Kan jy dit glo, geliefdes? Jy vind Jesus in die nagmaal. Hy is hier teenwoordig vanoggend. Party sal vra, is Jesus werklik teenwoordig? Is hy werklik teenwoordig in die brood? Is hy werklik teenwoordig in die beker? Nou die antwoord is beslis ja. Die wêreld sê, hoe kan julle sê julle eet, julle koning, julle eet? Maar die antwoord is ja, hy is teenwoordig. Dalk nie fisies nie, hy is geestelik en hy's kragtelik teenwoordig vanmôre. Dis waar hy teenwoordig is. Matteus 18:20 sê dan vir ons, waar 2 of 3 in sy naam vergader. Daar is hy. Hy is hier aan tafel. Vir jou en vir my. Hy is hier. So wanneer jy die brood breek vanmôre, onthou, dis nie net 'n offerdaad wat hy vir jou kom doen het en jy kan dit tersyde sit nie. Geliefdes, jy ontmoet hom as lewende verlosser elke keer. Dis nie elke keer 'n offerdaad nie wat dis in die geskiedenis nie, maar is elke keer as jy vanmôre hierdie brood en die beker neem, dan ontmoet jy hom weer opnuut as 'n lewende verlosser wat deel word van jou, wat deel van jou is. So wanneer jy die brood breek, dan het jy fellowship met hom. Hy is daar. Baie keer, en dis net 'n illustrasie wat ek nou vir jou noem, sit mense in die tafel en hulle wil Jesus onthou soos van iemand wat deur 'n fotoalbum blaai. Jy ken 'n fotoalbum. 'n Fotoalbum is net fotos, maar dit skep tog 'n herinnering, 'n remembrance van die persoon of persone na wie jy kyk. En dit wek hierdie herinnering in jou hart op, maar dit plaas nie daardie persoon in die vertrek nie. Dis net 'n foto. Die nagmaal is anders. Jy kyk nie net na 'n foto en ek herinner dis wat Jesus vir my gedoen het nie. Die nagmaal is anders. Dis 'n bymekaarkoms, dis 'n ontmoeting, want die lewende Christus is deel daarvan.
Hy is daar, deur sy gees in jou hart. Die opgestane Jesus is teenwoordig aan tafel vanmôre. En wanneer jy gaan deelneem, geliefdes, dan moet jy weet, jy het deel aan hom vanoggend. Want hy bied genade, hy bied genesing, hy bied vernuwing vandag vir jou en vir my. Dit is die herinnering aan dit wat hy vir jou gedoen het. En vanoggend, as jy deel het in hierdie tafel, vra hy nog steeds vir jou die volgende. Of hy sê vir jou die voorwaardes kom soos wat jy is. Maar hy vra ook een ding, om deel te hê van hom vanmôre. En dit is, ondersoek jouself. Ondersoek jouself. Kom ek daarby uit, geliefdes? As jy die vers verder gaan lees, waar ek gestop het, vers 26, sê vers 27, sal jy sien Paulus rig 'n waarskuwing daarna, en ek voel ek moet hieroor praat, want baie mense het 'n wanpersepsie rondom hierdie gedagte. Hy sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Dis 'n waarskuwing wat Paulus rig hier. Hy sê, elkeen wat van hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, doen dit op 'n onwaardige wyse, of as hulle dit op 'n onwaardige wyse doen, maak hulle skuldig aan sonde teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Dis wat hierdie vers gesê het. So dit beteken nou nie, dat jy vanoggend perfek moet wees, voor jy in die tafel moet insit nie. Ons rig dit net gou uit die weg uit. Ek sê nie deur dit wat Paulus geskryf het, jy moet nou perfek wees nie. Dis nie wat die woord sê nie. Maar die woord sê, kom soos wat jy is. Want niemand is perfek nie. Wys my een persoon in hierdie gebou wat perfek is. En ek gee vir jou miljoene. Dis mos net die pastoor wat perfek is. Altans baie mense dink so. Baie gemeentelede dink so. Pastoor mag mos nie fout maak, en sy vrou mag mos nie fouteer nie. Hulle is mos perfek. Nee, ons is ook mense met foute. Niemand is perfek nie. As vir my een persoon wys wat perfek is, en ek sal vir jou miljoene gee. Want niemand is perfek nie. Maar Paulus rig nog steeds 'n waarskuwing. En hy sê vir jou, dat wanneer jy deel het aan hierdie tafel, moet jy ten minste immers eerlik met jouself wees. Eerlik met jouself wees. Wees eerlik vanmôre. Voordat jy aan die tafel kom sit, vra die skrif vanoggend en sê vir jou, vra vir jou, staan net vir 'n oomblik stil. Nie uit vrees uit nie. Jy hoef nie bang te wees nie, maar uit eerbied. Ondersoek jouself. Nou selfondersoek is nie 'n hindernis vir genade nie. Dis eintlik 'n weg, 'n poort, om jou in 'n dieper gemeenskap met Christus te bring. Dis wat selfondersoek is. Nou Paulus se opdrag hier in die Korintiërs was, as jy gaan lees en jy gaan kyk die geskiedenis en hoekom hy so gesê het, dan sal jy vind dat hierdie ouens was onverskuldig, hulle het hulle self skuldig gemaak aan 'n onverskillige en 'n onenige gedrag tydens nagmaal. Hy sê 1 Korintiërs 11:20-22, jy kan dit gaan lees, hy sê baie kom in selfsug en hulle eet selfsugtig, hulle dink net aan hulle self, hulle dink nie aan hulle medebroer of suster nie. Ander, die armes word geïgnoreer, ander klasmense word geïgnoreer. Hy sê ander kom en hulle kom ek sê dit in plain Afrikaans, hulle vreet hulle vet. Dis jy kan nou nie kanseltaal nie het nie. Sy skud haar kop. Want dit is wat daar gebeur het. Ander het hulle dronk gedrink. Ek kan dit sê eintlik dronk gesuip. Dis ook nie kanseltaal nie. Maar kom ons wees eerlik met mekaar vanmôre. Dis wat gebeur het hierso. Jy kry dit vandag nog steeds onder die kerk, onder die mense. Hulle kom in selfsug, hulle kom in eie wil. Hulle basta met die res. Dis net ek is aansien, dis status, dis dit, dis dat. En ek is hier want ek moet raak gesien word. God sê jy kom sit nie aan hierso in selfsug nie. Ondersoek jouself. Ondersoek jouself. Wees waardig, nie onwaardig nie. Kom soos wat jy is. Jy het nie, jy's nie sondeloos nie. Niemand van ons is sondeloos nie, ons loop. Want die Bybel sê, as jy sê ek is sonder sonde, dan lieg jy vir jouself. Dis wat die woord sê. Maar kom met 'n waardige wyse. Ondersoek jouself. Kom neem deel met 'n oop hart, 'n rein gewete, oop gedagte.
Dit beteken nie, jy moet perfek wees om aan die tafel te kom sit nie. Dit beteken dat jy eerder moet kom met 'n opregte hart, geliefdes. Jy moet kom met 'n bekeringsgesindheid. Jy moet kom met 'n onderskeidingsvermoë en jy moet kom met eenheid. Dis wat dit beteken. Dis die laaste paar 2 Sondae het ek met jou gepraat oor vergifnis en vergifnis gee en so aan. So opregtheid, wat is opregtheid vanmôre? Opregtheid is, vertrou ek werklik, as ek in hierdie tafel kom sit, vra jouself vanmôre die vraag, vertrou jy werklik op Christus? Of gaan jy ook maar seker, of deur sekere emosies en, ek wil nie dit of, hoe ook al, want ons emosies neem gewoonlik oor. God sê, kom vanmôre met 'n opregte hart en vertrou my werklik, as jy in hierdie tafel deel het. Vertrou my werklik. Kom met 'n bekering gesindheid, geliefdes, of koester jy nog onbeleide sonde en bitterheid in jou hart? Koester jy dit nog? As ek sê koester, dan bedoel ek daarby dat ek justify hoekom ek kwaad is vir die een of die ander ene. Ek koester dit. Dis mos my reg. Jy het my mos so te nagekom. Dis my reg om jou uit my lewe uit te skei. Dis my reg om vir jou kwaad te wees. Dis my reg. Is jy waardig of is onwaardig vanmôre? Koester jy nog hierdie onbeleide? God vra vir jou vanmôre voor jy deel het in hierdie tafel. Kyk na jouself, ondersoek jouself en laat los. Laat los hierdie koestering. Ek praat van onderskeidingsvermoë vanmôre. Erken jy die heiligheid daarin van wat jy doen? Erken jy dit? Of is dit maar net die mag van gewoonte? Die mag van gewoonte. Die vierde gedagte daar is, as jy kom met onwaardige wyse, vra vir jouself, is daar eenheid? Is jy versoen met jou broer of jou suster in Christus? Ja, maar ek is kwaad vir die ene, want hierdie ene groet my nie eens by die kerk en daai ene, en hierdie ene vorm dit en daai ene is dit en dit en dat. Jy gaan dit oral kry, dis menslik. Jy gaan dit kry. Maar as jy versoen met jou broer en jou suster, want ons is een familie. Jy kan nie in 'n huisgesin bly en boeties en sissies is in dieselfde huis kwaad vir mekaar nie. Dit gaan ons nie werk nie. Verhoudinge gaan ons nie werk nie. So ons moet daarna kyk. Is jy waardig of kom jy met 'n onwaardige wyse? Dan sê die woord, laat staan dit voor jy gaan deel hê in hierdie tafel. Hoe ondersoek ek myself vanmôre? Daar's 3 eenvoudige vrae wat jy jouself vanoggend kan vra. Diep vrae wat jy in jou hart kan lei. Sit jy vanmôre hier en vra jouself, is ek in geloof? Nommer 1. Is ek in geloof? Maar die nagmaal is slegs vir die wat aan Christus behoort. Die nagmaal is nie vir die sondaar nie, maar dit gaan vir hom niks beteken nie. Is ek in geloof? Het ek al my hart uitgestort vir die Here? Vertrou ek hom as my verlosser? Vertrou ek hom as my Here, as my herder, as my leidsman? Is ek in geloof? Die tweede vraag wat jouself in jou hart moet vra vanmôre, wanneer jy jouself moet ondersoek of jy in 'n waardige of 'n onwaardige wyse is my hart rein voor God? Ja, ons is nie perfek nie, maar is my hart rein voor God? Wat stel ek bo God? Of stel ek God bo alles? Want as ek ander bo God stel, is my hart nie rein voor God nie. Dan sit ek onwaardig in die tafel. Is daar sonde wat ek dalk weer moet bely? Want ons almal maak foute. Ons almal gaan daagliks en iets gebeur langs ons pad en ons streef verkeerd op. Dis nie vrug nie, dis nie geesleiding nie. Dis sonde, dis mis die merk. Dis nie wat God wil hê ons moet wees nie. So is daar iets wat ek moet bely. Het ek verkoud geword in my liefde met Christus? En baie van ons het verkoud geword in ons liefde vir Christus. Want ons sit Christus laer op die ranglys, waar dit kom by wat ons wil doen, wat ons wil vermag. Terwyl die woord van God vir ons sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Is ek verkoud in my liefde met Christus? En die derde vraag is ek in vrede met ander? Nou hierdie is 'n baie sensitiewe area. Is ek in vrede met ander? Want Jesus sê vir ons, Matteus 5:24, die volgende, hy sê, laat jou gawe voor die altaar bly en gaan versoen eers met jou broeder of jou suster.
kom dan en bring jou gawe. So voor jy aansit in hierdie tafel, vra vir jouself, is ek in vrede met ander? En dis 'n moeilike ene. Want baie van ons wil nie vrede bewerkstellig nie, want dis mos my reg, ek het seer gekry. Dis my reg. God sê vir jou, vertrou my. Het gaan nie oor jou reg nie. Vertrou my. Is daar iemand wat jy moet vergewe vanmôre? Of is daar iemand wat jy moet vergifnis vra? Of is daar iemand wie jy vergifnis moet aanbied vanmôre? Vra jouself daardie vraag. Selfondersoek gaan nie daaroor dat ek myself moet kwalifiseer of diskwalifiseer voor ek kan aansit in die tafel nie. Dit gaan daaroor dat ek my hart voorberei om God se genade reg te kan ontvang vanoggend. Deur die nagmaal. Sy genade. So wanneer ek myself ondersoek, dan eer ek sy offer wat hy vir my gedoen het. Wanneer ek myself ondersoek, dan maak ek my hart oop vir sy genesing om in te kom. Gees, siel en liggaam. Wanneer ek myself ondersoek, geliefdes, dan versterk ek die eenheid in sy liggaam. Dis hoekom ek myself ondersoek. Dit gaan nie oor om blaam uit te pak en skuld te gee en myself te weerhou nie. Ondersoek jouself eerder vanmôre. Raak ontslaaf van hierdie skeidsmure en neem deel. Moenie vanmôre uitstap en sê, okay, ek het nou te veel goed wat ek nou nie wil neerlê nie, so ek gaan nie deel hê in die tafel nie. God wil hê jy moet deel hê. Hy wil hê jy moet hom ontmoet daar. Daarom sê hy, lê neer al hierdie goed. Lê dit neer. Lê dit neer voor hom. Sodat jy jou hart kan oopmaak vir sy krag, sy inspraak, wat hy vir jou wil gee, en omdat jy eenheid in sy liggaam wil bewerkstellig. Selfondersoek is nie om 'n straf te ervaar vanmôre nie. Dit maak 'n pad van vryheid oop. Dis wat selfondersoek doen. As jy sonde in jou hart vind, bely dit. As jy onwaardig voel vanmôre, onthou, sy bloed maak jou waardig. Glo dit vanoggend. As jy ver van hom af voel vanoggend, selfondersoek bring jy weer nader in sy teenwoordigheid. Want hy nooi jou. Hy sê almal wat moeg en belas is, kom na my toe. Hy verwelkom jou. Dit gaan oor hom. So kom na hierdie tafel toe met selfondersoek vanmôre en herinner jouself aan wat Christus vir jou gedoen het en kom nie met vrees nie, maar met geloof. Nie met trots nie, maar met 'n nederige hart. En ons grootste probleem is ek is te trots om my foute neer te lê. Raak ontslaaf van trots. Veral onder die manne. Manne is 'n trotse mens. Hulle wil nie soms erken hulle is verkeerd nie. Is trots. Raak ontslaaf van dit. Kom met nederigheid, nie met skuldgevoel nie, maar met dankbaarheid, want Christus het my vrygemaak. Hy het jou sondes reeds gedra na die kruis. En as jy met 'n belydende hart kom vanmôre, het jy nie nodig om met skuldgevoel rond te loop nie. Dis 'n waardige wyse, nie 'n onwaardige wyse nie. En nou wil ek sluit, as ons selfondersoek gedoen het, dan wil ek die volgende sê, as ons gaan deel in hierdie tafel vanmôre, gaan en ervaar die krag van die tafel oor jou lewe. Kom met 'n dankbare hart in jou hart vanmôre. Kom met 'n positiewe belydenis oor jou lippe. Kom met die evangelie in jou hart. Dis die woorde wat hy het vir my gesterf, hy het vir my opgestaan en hy kom vir my. En laat die hoop op sy wederkoms nog opnuut in jou hart en jou siel brand. Want dis wat jy ontmoet, dis hoe jy hom ontdek aan die tafel vanmôre. Laat toe dat die tafel, die Christus wat jy deur die tafel ontmoet, jou voetstappe rig vanmôre. Laat toe dat die Christus wat jy hier ontmoet vanmôre, jou liefde vorm, jou weg vorm van hier af vorentoe. Seer gaan altyd daar wees. Seer gaan jy weer seer kry. Al het jy dit weer neergelê, al het jy vergewe, al het jy. Seer gaan weer kom, maar sy belofte is, hy sal jou toekoms vorm. Hy sal daar wees vir jou. Gedurig deur, so dikwels as dit by mekaar kom, bring dit in jou denke. Herinner dat dit is wat hy vir jou doen. Hy is jou verlosser, jou ultimate verlosser. Hy het dit nie eenmalig gedoen nie, hy doen dit konstant. Jy word herinner daaraan vandag, dat jy is vry deur Christus, wat hy vir jou gedoen het aan die tafel. Jy het genesing deur Christus, jy is rein deur Christus. Laat toe dat sy beloftes jou vorm. Ek sluit af met Hebreërs 13, vers 20 en 21.
Wil jy nie net jou oë toemaak en hoor wat ek vir jou lees vanmôre nie. Maak jou hart oop. Nou vir Christus, voor ons aan die tafel gaan sit. Hebreërs 13, vers 20, 21, sê, mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode uit teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om aan u tafel te kan deel hê. Dankie dat ons vanmôre uit u woord uit kon leer, ons ontmoet Christus elke keer deur die tafel. Dankie dat ons in herinneringe kon inbring dit wat u vir ons kom doen het, elke belofte, elke daad, die u self vir ons gegee het. En dankie dat ons ook nou besef dat ons is en ons sal nooit alleen wees nie. Want u is met ons tot aan lente vandag. U woord verklaar dat niks en niemand ons sal kan skei van u kosbare liefde nie. Niks sal ons uit u hande en niemand sal ons uit u hande kan weggeruk nie. Ja, selfs nie eers die dood nie. Geen vyandskap nie. Maar Vader, baie keer dan leef ons ook in onreg. Baie keer word ons ook maar stout. Ons beweeg weg van u weg, u wil en u wee. En daarom wil ons voor ons aan hierdie tafel kom sit, onsself herinner aan dit wat u vir ons gedoen het, die liefdevolle Vader wat u vir ons is, hoe ons vashou en behoud is. Maar ons wil ook kom self ondersoek doen vanmôre. U ken ons hart, o Heilige Gees, u deurgrond ons harte, kom in hierdie môre en krap net ons harte so 'n bietjie deur mekaar en kom wysig in ons daardie onmin en onreg en dit wat nie in God se oë waardig staan nie. En help ons sodat ons dit kan neerlê en weer lê vanmôre. Uit die weg uit te ruim. Dat ons met 'n positiewe belydenis vanmôre kan sê, ons kom sit met 'n waardige wyse aan hierdie tafel. Nie onwaardig nie. Vader, U vra nie van ons om perfek te wees nie, ons kan dit nooit wees nie. Die woord sê ons vlees sal God nooit kan behaag nie, maar die volheid van Christus sal ons ontvang met die wederkoms, wanneer hy ons kom haal. Maar soms laat ons ook toe dat daar ongeruimdhede oor ons lewe kom en ons wil dit kom neerlê vanmôre. Elkeen daar in jou hart waar jy sit vanoggend, wil jy nie net met jou lippe bely nie. Sê Vader, ek gee dit in U hande. Dis al wat jy nodig het om te doen. Die woord van God sê hy is getrou en regverdig en hy sal dit wegneem vir jou. Dit wat onreg is, skuif dit uit jou gedagtes uit nou vanmôre en laat toe dat jou gedagtes gevul word met dit wat Christus vir jou gedoen het. En spreek vryheid oor jou. Ons bely positief vanmôre, Vader. Vergewe ons skulde, soos wat ons skuldenaars ook vergewe. Voor ons in hierdie tafel van U kom deel hê. Ons dankie daarvoor. En mag ons U vind en beleef in hierdie nagmaaloggend. Mag U goedheid en guns ons kom versterk. In Jesus naam. Ons sê vir U dankie, Here. Amen. Amen. Ek gaan vra dat die wat my kom help met die bediening van die tafel net vir my na vore kom. Baie dankie. En ons gaan die bedien. Ek gaan die brood en die wyn omstuur. Ons wag nie op mekaar nie. Ons bedien. Baie dankie. As jy die broodjie gekry het en jy wil graag van die beker gebruik maak, dan kan jy net jou hand vir my oprig.
served for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart, words of love, words of love. Give us strength, help us all in this world where every wrong, oh, ancient words will guide our soul. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart. Holy words of faith, handed down age to age, came to us through sacrifice. Oh, hear the faithful words of Christ. Holy words, long reserved for our walk in this world. They resound with God's word. Oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart. Ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart. Vader, dankie dat ons vanmôre deel kon hê aan hierdie kosbare geleentheid, hierdie tafel wat vir ons voorberei is. Dankie dat ons nou vrede en versoening kon ontvang het. Ons vry kan wees, mag ons hier uitgaan en gaan leef in die vryheid waarmee ons vrygemaak het. Gees van God, lei ons in die waarheid en in die geregtigheid van Jesus Christus. Amen. Ons gaan die glasies opneem, so ek gaan vra dat daardie blok net vir my dit na die middel toe sal aanstuur. Gaan ons so in die middel verby beweeg en hierdie blok kan dit net vir my kant toe stuur. Baie dankie. Ons gaan opstaan en een laaste lied ten slotte saam sing en dan gaan ek julle nooi vir 'n
lieflike koppie koffie of tee by die koffiekafee. Die verversing sal eers weer na die vakansie voortgesit word, maar mag jy gaan in die vrede waarmee Jesus jou vrygemaak het. Amen. Amen. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, prys die Heer. Prys die Heer. Amen, amen. 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 Halleluja, prys die Heer. O, ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, prys die Heer. Prys die Heer. Amen, amen. 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 Halleluja, prys die Heer. En prys die Heer. Amen, amen. Prys die Heer. Amen, amen. Prys die Heer. Prys die Heer. Amen, amen. Prys die Heer. Amen, amen. Prys die Heer. Amen, amen. Halleluja, prys die Heer. Amen. Kom ons sluit net die oë. Here, ons hart is dankbaar dat ons aan U kan behoort, dat U ons losgekoop het van die mag van sonde en die dood. Dat ons weet dat U het ons vrygemaak. Dankie vir die brood, dankie vir die bloed. Dankie dat U vir ons hierdie simbole gee om te herinner aan wat U vir ons gedoen het. Dat ons daarmee saam kan dra elke dag waar ons gaan, dat U met ons is, dat U voor ons uitgaan, Here, dat ons in hierdie krag kan voortleef en dit weer verander deel. Ons eer U, ons loof en ons prys U en ons is bly en dankbaar dat ons aan U behoort. In Jesus se naam. Amen.